Dis die Rockfight Rugby podcast. Welkom terug hier by die Rockfight Rugby podcast. My vriend Arie Hougaard is terug. Ek sien net 'n kort bo hemp aan. Dis vrek warm daar in die Kaap. Die kraaie gaap hoor ek. Hier by ons sit net reën en donder weer. Wat gebeur daar by julle? Ja, die Kaap is, ons is maar so 'n bietjie sag, en weer wat dit betref, weet ons die koue fronte in die winter maak ons sag, en as dit nou te warm raak, dan skort my hemde aan. So, dit is nie te erg vandag nie. Gister was dit baie erg. Gister was dit redelike, per definisie seker 'n hittegolf dag gewees, maar dit is maar somertyd in die Kaap. So, hier's dan my see, jy kan hom jou tone in die brandersloop druk. So, as dit nou regtig nie anders kan nie, dan kan nou dan laafenosloop vind. Dit is 'n goeie geleentheid om my te vra. Die Stormers nou geoefen vir die laaste paar maande daar in die Kaap en hierdie warm weer en alles. En nou hierdie naweek speel hulle teen die nommer 2 span op die liga op die punte terwyl hulle is eerste, die Stormers natuurlik. En dis in Ierland. Ek bedoel, Munster van alle plekke. Vrek koud, jy sien hoe sukkel die Springbokke met die weer, is onaangenaam. Weet, wat verwag jy van daai wedstryd? Ja, dit is, as mens kyk na wat vorige jare gebeur het, is dit moeilik om aan te pas. En ek dink is wel ook moeilik om aan te pas as hulle 2, 3, 4 uur op die Hoëveld speel op 'n sonskyndag, weer van 'n ander wedstryd. Maar ja, dit was nog altyd maar vir ons daai aandwedstryde, as dit koud is, dit is heel ander ritme. Op 'n manier is dit moeilik vir ons Suid-Afrikaanse spanne om daar ons voete te vind. Ek dink ons het bietjie beter begin raak. Ek dink soos hulle jaar na jaar nou daar speel, vind hulle beter maniere en weet hulle hoe om te speel in daai omstandighede. So dit is nie die koue nie. Ek dink partykeer is dit mos nou maar die soos hulle sê, die ander voet, die veld wat bietjie swaar is partykeer as dit nie die hybrid veld is nie. En dan natuurlik is daar altyd kans vir reën. So ja, ek dink die Stormers sal verseker 2, 3 lekker somerweke gehad het om te oefen in die Kaap. So dit is ander weer, maar het genoeg tyd om hulle nou aan te pas. Dit gaan 'n moeilike een wees. Dit is nou 2 spanne onoorwonde, al by die eerste 5 wedstryde gewen. So interessante statistiek net op dit miskien. Ek sien die 3 wedstryde wat Munster tuis gewen het, was al 3 verbasend naby. Dit was maar 1.2 punt die hele tyd. Al Cardiff 23-20 gewen, Edinburgh 20-19 en dan vir Connacht 17-15. So al hulle 3 tuiswedstryde in hierdie 5 was al 3 kere baie naby, en hulle in die wegwedstryde het hulle nou redelik maklik gewen. Net Leinster en Scarlets het hulle ver gewen, gemaklik gewen, of meer as 14 punte, maar so dis 'n interessante statistiek. Ek weet nie of dit nou iets is om na te kyk en wat die rede daarvoor kan wees, want gewoonlik jou tuisveld is vir jou 'n bondgenoot op die mate dat jy so 'n bietjie verder wen as 'n punt of 2. Jy so 1 of 2 van die wedstryde, maar 3 van hulle is nogal interessante statistiek. So miskien kan die Stormers 'n bietjie van 'n kans en sê maar die manne is dalk so klein bietjie en ek kan nie sê vulnerable nie, maar ons kan hulle speel, maar ek dink die vier ouens van Ierland wat terug is vir Munster gaan 'n verskil wees MW. Ek dink hulle is bepaald sterker met daai 4 wat terug is. Maar dis 'n goeie vraag nou. Dis natuurlik die volgende vraag. Klomp van die Stormers se spelers speel die naweek teen Wallis. Ons was buite die internasionale venster. Alles, maar ek seker dat die Stormers het geweet en dit obviously is met hulle gereël. Daar was 'n bietjie wat die toutrekker gewees oor wat SA Rugby die unies moet betaal of vir die Springbok om te kan speel buite die vensters nou daaroor praat. Maar interessant genoeg, ek sien Jean Klein is in die Springbok span, so hy speel dan ten minste nie die naweek vir Munster nie. Ja, ten minste het Rassie daarna op 'n manier toestemming gekry. Dit is nogal vreemd want dit is buite die internasionale venster. So ek sou vermoed dat Munster sou reg op hom gehad het, as hulle hom wou gehad het. Ek so seker hulle sou hom wou gehad het. Miskien wil hulle almal wat Afrikaans praat net so effens van hulle weghou net eers vir hierdie komende naweek. Maar ek dink my teorie rondom dit is die Stormers stemme as die ouens beskikbaar was. MW, ek praat nou van Sasha en Damien en Reinach en wie is daar almal nog, Dixon en daai klomp, as hulle beskikbaar was, ek sien seker of Dobson hulle almal dadelik in sou gesit het nie, want die Stormers het nou 3 weke gehad, daai groep en daai spelers wat in die Kaap baie gefokus, baie ordentlik kon voorberei en geoefen het. Ek dink dit is baie keer lastig as 'n speler nie so terugkom, en ek dink die Bulls het ook gewys, Johan Ackerman het ook nie dadelik vir Pollard nou gekies nie, en Kate Waliter ook nie wat oorgekom het, en ek dink jy het langer tyd nodig. Nou dis ouens, Sasha en al die manne ken die sisteme, hulle sal altyd relatief gemaklik kan inskakel, maar ek dink daar is ook 'n argument daarvoor om te sê, dis net so bietjie te naby, om hulle nou op 'n maandag te kry, ewe skielik hulle moet Saterdag speel. So
Maar ja, ek dink dit is ongelukkig het ons laas keer ook daaroor gepraat. Ek dink SA Rugby en almal the powers that be sal moet kyk hierna vir alle wedstryde wat buite internasionale venster is dit regtig nodig want dit gaan sekerlik oor 'n rand of 3 wat hulle ekstra kan maak. Maar dit ontneem die franchises van spelers. Maar die Ierland weer of Munster het dit weer anders gedoen. Hulle het 4 spelers. Ted Byrne, kaptein, hy speel, hy begin. Baie belangrik Jack Crowley, loskakel, hy begin vir Munster. Hy het nog afgelope naweek was hy op die bank gewees, maar ek dink hy's die beste loskakel. So hy gaan 'n groot verskil maak. So daar sou mens eintlik vir Sasha wou gehad het oorkant hom. En dan ek dink dit is kry Casey die skrimskakel is ook begin ook op 9 en Tom Farrell, center. Van Ierland wat vir Ierland in die squad was, hulle groep was speel begin ook op center vir Munster. So dit 4 sterk ouens wat hulle inbring dadelik en begin. So ja, die Stormers gaan dit daar effens moeiliker vind. Ek dink Jack Crowley is die een. Ted Byrne natuurlik sal 'n goeie speler wees, altyd 'n goeie speler voorlangs, maar Jack Crowley op 10 is vir die Stormers 'n potensiële uitdaging. Vertel my 'n bietjie oor die Stormers se span, hoe lyk dit? Jy weet, is al uit? Nee, ek het nou tot net so 2 minute voor ons opgegaan het ek gekyk, maar hy was nog nie op enige platform beskikbaar nie, wat vreemd is, want hy het eintlik nou uitgekom het al. So ja, is moeilik om te sê, dit sal seker maar Yuri Matthee sal mense aanneem, maar seker maar op 10 wees byvoorbeeld, en dit is van die spelers wat mense maar gesien het, waarskynlik ook maar so in die opbou in die laaste 3-4 wedstryde op die toer ook in Europa, wat in haar span sal wees. Ja, ek dink Yuri Matthee het 'n belangrike taak en hy het baie beter gespeel die afgelope tyd. Ek dink hy het gewys dat hy is amper meer as net 'n instanspeler vir wanneer die Springbokke nie daar is nie. Ek dink hy het homself bewys as 'n hy's lekker groot. Hy kan alle fasette van hy spel kan hy hanteer. Hy skop goed, takties goed en ek dink hy het sy voete begin vind. So ek dink dit is dis 'n goeie aanwinst. So ja, is moeilik om te sê watter spelers nou die Stormers daar gaan insit, maar dit sal seker maar met tussen Evan Roos en daai manne wees wat die pot sal moet roer. Is JD Skikkeling en voorlangs is hopelik is Netling Forsie ook beskikbaar. So dan maar dit ook nou 'n bietjie van die stitte en toe is ook by die bokke wat loskop potensieel kon speel, maar ek dink daar's genoeg loskoppe wat nou by Stormers is met Ollie Kebel wat ook is, vermaak wat daar is, en daar's genoeg manne wat daar kan skram. Maar het gaan 'n tawie wees. Ek dink die Stormers en die Sharks se wedstryde albei daar wegwedstryde teen die Ierse spanne gaan moeilik wees. So dit is as die Stormers op 'n manier dit kan regkry om te wen, gaan dit 'n massiewe wen wees. As hulle kan 6 wedstryde oorwonne is, gaan dit 'n groot ene wees. Maar moeilik gaan dit wees teen Munster. Hulle is moeilik om maar weg te speel. Weg goue weer. Nie jou beste span nie. Hulle het nou wel 'n goeie seisoen gehad en dit klink vir my of wat jy probeer sê is dat Munster is dalk nie heeltemal so goed as hulle voor krediet gee nie en ek dink ek sien nogal jou punt in. Maar ek moet sê ek het baie tyd vir Yuri Matthee al 'n hele rukkie. Ek het al ruk terug vir Jake ook gesê, in persoon, Jake jy moet vir Yuri Matthee teken. Hy het nie vir my geluister nie. Kan jy dit oor vertel? Ja, maar, en hy moes nie geluister het. Daar was 'n geleentheid want daar's baie loskakels wat rondbeweeg het en nou hulle vir die Bulls het nou vir Kate Waliter op leen wat 'n baie goeie speler is dink ek. Maar gelukkig het die Stormers dan vir Yuri Matthee. Ek dink jy moet daai diepte hê. En dan moet 'n goeie tweede loskakel wees. Sasha Feinberg Mkumazulu sal sekerlik die nommer 1 keuse vir die Stormers wees, maar soms is daar besering, hy's baie keer nie beskikbaar nie, dan het jy 'n baie goeie man nodig om in te staan. So, wat is jou voorspelling? Ek weet nie like die Stormers nie, maar ek seker John Dobbs net sê, hy is werk gedoen, die tyd gebruik. Ek het binne 'n baie interessante gesprek met ander Pretoriërs gehad, toe ons die wedstryd in Ierland ontleed het met video grepe en goeters. Sal dit waarskynlik môre of oormôre post mense net kyk aan hom, maar toe praat hy met my en hy sê vir my, hy het met mense gepraat oor sê wat 'n cohesie indeks het, wat hulle ontwikkel het, Gainline Analytics is die maatskappy se naam, wat hulle kan ontleed. Hoe goed is die span se kohesie? Hoe goed ken hulle die calls? Hoe goed ken hulle die bewegings, die nuwe ouens wat inkom? En dis 'n baie interessante ding. Hulle het nou wetenskaplik bewys. Byvoorbeeld het die voorbeeld genoem van die Crusaders. Verlede jaar wat hulle so swak gevaar het met 'n nuwe afrigter en toe sê hulle nee, maar hulle het gaan kyk, hy doen niks verkeerd nie. Gee hom net tyd en hierdie jaar te wen hulle die kompetisie. Die kohesie van die span is krities belangrik en dis dalk hoekom ek dink om die Springbokke nie outomaties of weet onmiddellik in te bring nie, is dalk nie noodwendig 'n slegte ding al was hulle beskikbaar.
Ja, dis 'n groot komponent. Ek dink in spansport is dit 'n massiewe komponent, sal altyd wees en jy het 'n gevestigde spanne as jy nou kyk van die All Blacks se daai dekade wat hulle daai tyd wat hulle goed gedoen het, is 'n gevestigde span. Weet ons kan nou nog die span opnoem van die McCaws en die Kieran Reeds en die Whitelocks en al daai spelers en ek dink die ouens begin mekaar te ken op 'n ander vlak. So dis waar dit gaan nie net oor die bewegings en daai die roepe wat hulle roep nie. Ek dink daar's dinge wat instinktief gebeur. Ek dink jy begin ook spelers verstaan. Weet daar sommige van die spelers in die Kaap wat altyd gespot het oor hulle gespot met Pieter Rousseau op 'n stadium in die vorige tyd en met slapchips het hulle gesê maar hulle sê nee, as Pieter Rousseau weet wat hy volgende gaan doen, so moet die spelers weet wat hy gaan volgende doen. So sommige spelers is instinktief anders ingestel. Ek dink Sasha is ook miskien so dat hy speel 'n oomblik op 'n ander manier. Ja, dis instinktief. Ek dink die spelers begin mekaar leer ken op 'n ander vlak en dis belangrik en dis nie net die roepe soos ek gesê het nie en daar's 'n samespel wat heel anders is, maar die Stormers het daar 3 weke gehad nou en ek dink die Bulls en die Leeu's en almal die Sharks wat ook agter gebly het, dit was 'n belangrike 3 weke, so ek dink die manne sal hard gewerk het. Maar ek was nou onlangs in Amerika gewees en so 'n bietjie met van die NFL spanne en met tot Joe Gibbs Racing se ouens 'n bietjie daar geskakel. Vir my 'n interessante onderwerp wat jy nou opgebring het, die cohesie en hulle praat van attention to detail. En so dit gaan oor die fynere aspekte. Sommige spelers en beroepssportmense het 'n groter vermoë om aandag aan detail te gee as ander. En dit gaan maar oor ons konsentrasievlakke verskil en manier van hoe ons voorbereiding doen en persoonlikhede verskil. So almal se droom in spansport is maar om almal se attention to detail of hulle aandag aan detail op 'n vlak te kry wat hulle op die veld dit kan doen, want wat gebeur is die afrigters spandeer baie tyd op detail. So hulle gee baie keer 'n wedstrydplan, hulle gee 'n manier van speel en hulle gee eintlik vir jou soos die Engelse praat van tips. Hulle sê maar onthou hierdie ouens gaan op daai stadium van die veld gaan hulle dit doen en op daai skram op hulle kwartlyn doen hulle dit gewoonlik. Hulle speel dan by die oopkant en hulle speel op 10 of wat ook al. So jou vermoë om daai detail te kan onthou, daai oomblik te verstaan en aan te pas. So dis 'n interessante onderwerp. So ek dink dit is maar die hartklop van 'n span MW. Dis daai samespel, daai attention to detail en span gee sekerlik ook weet die Amerikaners praat van 'n happy change room. So as jy 'n gelukkige kleedkamer het, dan het jy entjie gevorder, weet dan as daar baie spanne wat bietjie swakker was as die ander, maar hulle is meer gelukkig in die kleedkamer en dan wen hulle 'n span wat so bietjie krappiger in die kleedkamer is. So daai spandinamika is baie belangrik. Gepraat van 'n span wat gelukkig is. Ek het dit op baie goeie gesag dat die Bulls se spelers absoluut mal is oor Johan Ackerman. Is dit nie vir jou goeie nuus nie? Ja, ek bedoel dit nou goeie nuus vir my in Kaapstad. Ek voel jy's 'n rugby ondersteuner, jy dra ons rugby op die hart en jy wens die Bulle alles van die beste toe en alles. Nee, ek trek sommer jou been, maar hulle is regtig. Ons is bietjie bekommerd oor daai aanpassing. Daar was 'n paleisrevolusie gewees, die spelers is ongelukkig, die afrigters is ongelukkig. Johan is letterlik hier in die diepkant ingegooi, maar wat my bronne vir my sê is, en ek het baie bietjie, jy weet self, ek het al bietjie bekommerd gewees daaroor. Die man is gelukkig. Hulle wil speel vir hom. Ja. Hy is besig om iets reg te kry daar. Ons moet hom net 'n kans gee. Ek bly om dit te hoor. Wat dink jy? Ja. Nee, dit is ek het eintlik getwyfel ook nie. Ek wil nie slim klink nie, maar uit die persoonlikheid wat hy het, die mens wat hy is ook en hy sal op die menskant ten minste gaan hy die span, hy gaan 'n bietjie meer aandag ook daar gee en hy maar hy gaan ook nie net terugstaan. Ek dink sy eerste stadium wat hy met die spelers gepraat het hy vir hulle mooi verduidelik, as nie hulle kant bring nie, gaan hy hulle ook nie kies nie. So ek dink dit gaan twee rigtings. Maar ek dink hy's 'n ordentlike mens vir eerstens. Ek dink dit is belangrik vir 'n afrigter, want ek dink ons almal weet dit nie al die afrigters het daai vermoë om daai interaksie met daai spelers te hê nie. So jy kan nie net glimlag in almal se rug krap nie. Ek dink daar's oomblikke wat jy moet hakke en skop en ouens moet uitdaag en jy moet dit ook doen, maar ek dink hy het daai balans. So dit is ek dink as hulle inpas. Hy is 'n man van Pretoria, hy ken die Global Trade, het self daar uitgedraf uit op loftes, het hy ook sy kneestuk in geval. Hy weet wat dit verg en dit vat jou baie ver, weet hy. Dit vat jou so 'n bietjie verder eintlik as iemand wat jy nou sommer van die kant af inbring.
En ek dink wat net so laaste punt op dit die aanduiding wat jy dit kon sien waar dit 'n gelukkige groep is, hoeveel van die profielspelers het geteken vir nog 3 jaar. Weet ander kom veral was spelers wat is nie noodwendig hy sou na Kaap toe gaan nie, maar hy sal verseker sal agente op sy gewees het vir handtekening. So en hy sou gesprekke gehad het. So ek dink die positiewe ding daar is hulle sal gesels het met Johan Ackerman en so sê dit nou fyn gaan ons. Hoe lyk die volgende 3 jaar, 5 jaar? Ek wil deel wees daarvan. So ja, hopelik is dit maar vir Suid-Afrikaanse rugby is dit belangrik. Ek dink hoe sterker al ons provinsiale spanne is, hoe beter. Hulle moet nou nie op 3 Januarie te sterk wees in Kaapstad MW, maar hulle moet nou so 80% gereed wees teen die 3 Januarie. Ek weet die hele seisoen is gerat om op daai dag te piek man. Julle het moeilikheid. Ek sien nou vir jou. Ek kom spesiale dag vroeër van Strysbaai af terug, want ek op die 3 Januarie na die wedstryd kan gaan kyk. Nee man, bly op Strysbaai. Jy gaan baie kwaad wees vir jouself. Ek beloof vir jou. Maar ek hoop wat ek nou op hoop is daai super wedstryd waar dit Reinagh teen sê maar De Wet is en dit is Sasha teen Pollard en Jan Serfontein teen, ek weet nie teen, seker maar teen Roan Nel, nou raak my name op en Du Plessis, maar miskien nog Willie Leroux en Damien Willemse. So dit is dit gaan 'n lekker wees, maar ek sal veral graag wil sien hoe 'n wedstryd waar Sasha en Pollard eintlik te mekaar speel in so wedstryd. Ek dink dit gaan al baie opwindend wees. Jy het gepraat oor die 3 weke wat die Stormers nou gehad het. Die Bulle het dieselfde 3 weke gehad en ek het van die begin af gesê Johan gaan hierdie aftyd gebruik in November. Kyk, hy is in die kant ingegooi, hy moet swem, hy saam met die ouens so see, dit het nie te great gegaan nie, dit het nie sleg gegaan nie. Dit is nou nie asof hulle die wêreld in die brand speel nie. En hy kon na die kat in die boom uitkyk vir 'n rukkie. En nou het hy in November gehad om sy stempel af te druk. Weer daar's tyd gewees. Hy kon asemhaal, voorbereidings doen en allerlei ander dinge. Wat dink jy? Dink jy dit ons gaan 'n verskil sien? Dat is nou meer van 'n ek weet nie die woord selfversekerde Johan Ackerman gebruik nie, want hy is nog altyd selfversekerd, maar iemand wat meer vertroud is met die omgewing en bietjie beter weet wat aangaan. Ek bedoel, as jy net eenvoudig instap by 'n plek en jy onthou jou eerste dag toe jy eerste nuwe werk begin het, het nie idee gehad wat aangaan nie. Al het jy maar 10 jaar terug teen die hospitaalbult uitgehardloop, jy weet. Die punt is net jy moet weer leer en aanpas en alles. Kyk die kat in die boom uit en dan gebruik jy hierdie tyd. Ek dink ek Johan Ackerman was en ek dink hy's 'n ou wat baie oor goeders dink. 'n Diep ou en hy sou hierdie tyd gebruik het om seker te maak die Bulle is op 'n goeie plek. Wat dink jy? Ja, ek dink so. Ek dink elke afrigter op daai vlak MW het 'n afrigtings sê maar metode of beginsels waarna hy glo. En ek dink sy uitdaging was toe hy dadelik begin het, was daar dadelik wedstryde toe hy oorgeneem het en hy het eintlik tyd gehad om dinge regtig te verander nie. Nou is moeilik om van 'n afstand af te sê wat sou hy moontlik kon verander, maar tipiese dinge sou wees, sê nou maar jou verdediging by die lyn staan. Weet wat sien hy raak, waaraan glo hy, hoe sien hy jou verdedigingsskoppe, weet, skop jy uit of skop jy contestable, daar's 'n klomp faktore wat inkom en elke afrigter het seker 80% van dit wat oorvleuel, maar daar's so 10-20% wat so bietjie meer vloeibaar is, wat ek dink hy dan die vermoë het, so hy sal dinge hê waarna hy glo, wat hy al raak gesien het en wat hy al gesien werk het en wat hy sal toegepas het. Nie te sê dat Jake dit heeltemal verkeerd gedoen nie, maar hy het net miskien hy sal verseker 'n area of 2 en hy het nou tyd gehad om aan te werk. So ek dink dit is hy sal sy voete daarin kan vind. Maar ek dink ook daar's van goeie fondamente gelê. Ek dink nie daar was veel fout eintlik by die Bulle nie. Daar was hier en daar 'n bietjie skaafwerk en dinge onthou hulle 2 finale in 'n ry gespeel. So dan is dit nie 'n franchise wat eintlik teen die toue is nie. Dis 'n franchise wat eintlik baie goed gekompeteer het. So dis fyn skaafwerk. So dis 'n span wat al klaar op 'n hoë vlak speel, wat baie ervare spelers het en wat goeie voorspelers het, aanvallende agterspelers. Ek dink die balans is nou baie goed. So as ook kyk na die wedstryd of die span wat teen die Leeu speel, weer is gevaarlike agterspeler. Ek het altyd van Stravino Jacobs gehou. Ek het in die Kaap altyd was lief om die Parel Gimnasium wedstryde te kyk en hy het op skool het hy al gesien nou dis 'n speler en dit is vir my gelyk of hy so 'n klein bietjie se kondisionering bietjie laat gaan het op 'n stadium. So as hy dit reg kry om net so bietjie, dis amper so Caleb Clark geval vir my ook
Caleb Clark is sterk en fisies en lekker vinnig. Caleb Clark het ook op 'n stadium gelyk of hy so 5 kg moet afgooi en ek dink Slovenia Jacobs ook op 'n stadium vir my gelyk of hy net so klein bietjie aan sy kinders kan werk. As hy dit reg kry, gaan hy 'n groot faktor wees. So lekker speler. So ek dink die spelers het daar maar Johan Ackerman sal hulle bymekaar trek. So maar maak my bietjie senuweeagtig vir wat al nou wetywering teen die bulle gaan wees as dit 'n happy change room is dan is ek bekommerd. Nee, jy het moeilikheid my maat. Jy het moeilikheid. Ek sê nou vir jou, Johan Ackerman is 'n mens. Daar was mense probleme, nie rugby probleme nie, was mense probleme. En ek dink hy gaan dit uitsorteer. Ek is bly om dit te kan sê. So, Andre Pollard is beseer, dis hoekom hy nie gekies is nie. En Kate Woliter is ook nog nie reg om te speel nie, maar dis interessant vir my. Hoekom sal die bulle in die middel van die seisoen 'n nuwe losskakel teken? Wat dink jy? Ja, daar's 'n klomp skuwe gewees op losskakel en spelers wat weg is van 'n Wald. Liam Koen is ook Griekwas toe. So ek dink die diepte is daar onder druk. Jy's nou nader in die 4 daai kant. Johan Goosen, is hy nog is hy nog in die proses daar, is hy beseer of is hy nie beskikbaar nie? Ek sien nie sy naam in hy 23. No questions here, no lies. Dis tussen die lyne. Ons sal moet kyk. Ja, ek dink dit is waarskynlik dan as daar rookie is of vuurtjie, dit is ek sou dink daar's 'n moontlikheid dat hulle vir Kate ook ingebring het vir as dit is dat Johan Goosen nie verder beskikbaar is en ek dink hy het baie gesukkel met beserings ook. Daar kan ander redes ook wees en dalk is hy gesond en fiks en positief en gemotiveerd en reg, dan is dit pas ook reg, maar ek dink daar's 'n rede waarom Kate Woliter vinnig ingebring is. Ek is net verbaas dat die Leeu's hom geleen het. Moet ek sê. Ja, onthou nou. Ek dink dat die Leeu's vasgehou het aan hom. Onthou in die Curriebeeker, toe hulle verloor teen die Boland, het Mzaki Nkosi vir hom in die kleedkamer gesê jy sal nooit weer vir die Leeu's speel nie. Jy weet, dis nie 'n goeie ding nie. So. Ek het nie geweet, ja. Ja, en dit is dit is ook nie iets wat jy eintlik vir 'n speler wil sê nie. Ek weet daar was ander Springbok afrigters wat dit al ook vir loskakels gesê het wat ek van weet na wedstryde en jy moet 'n manier, jy moet 'n balans vind. Baie keer is dit ook nie name and shame vir almal in 'n kleedkamer, is ook nie die regte plek nie. Ek dink daar's ander plekke en ander gesprekke wat jy met ouens kan hê op daai vlak. Maar Kate Woliter, 'n briljante speler, onthou hy was toe hy jonk net so uit die skool het, was 21, 22 jaar oud, het 'n rassie hom gehad. Hy het hom in wedstryde gespeel. Daar was 'n oefenwedstryd, sekere wedstryd wat hy hom ingebring het, wat hy gespeel het. Vir wat? Nie vir die Springbok nie, maar dit was so 'n opwarmingswedstryd. Okay. Dit was 'n opwarmingswedstryd wat rassie hom betrek het op 'n stadium. So ja, ek dink hy's 'n goeie speler. Hy's aanvallend, hy skop goed. So ek dink hy sal vir die bulle baie beteken, maar ek dink Pollard sal maar nommer 1 wees as hy weer herstel is van sy besering. Hoorie, maar dis interessant, hy kry net baie seer, né? Hy's oorsee, hy was Montpellier gewees, toe hy teruggesplommers toe sy Leeu's toe. Nou is hy by die bulle, een van daai trackfools, né? Hoop nou net is nie Wouter Chamberlain geval amper nie. Jy weet wat hulle beteken en dan speel jy ou nooit nie, of Jaco van der Walt teken hom en hy speel nooit nie. Weet hopelik ek weet nie, daar's baie ander bulle, jonger bulle daarso. JT Plank byvoorbeeld is die een wat ek vinnig aan kan dink. Daar's baie name, weet mense al my altyd uit in die kommentaar, maar wat van die bulle is hier, dan noem ons so lank lys loskakels wat die bulle op hulle boeke het. Dan wonder ek maar hoekom gee hulle die ouetjies nie 'n kans nie? Hoekom ouens Woliter inbring? Seker omdat hy baie meer ervaring het. Hy's obviously nie 'n ouetjie wat dan net uit die skool uit is, so nie, wat dink jy? Ja, ek dink die ervaring is 'n groot faktor. Net so 2 trekkies terug miskien van Woliter se pad. Hy was op pad om sy deurbraak te maak by die Stormers in begin. Hy het begin meer speel op 10 en toe het hy baie ernstige kniebesering. Hy het ook kruisligamente, dis ook daai jaar uit tipe dinge. En dis omtrent tyd wat Manie Libbok Kaap toe gekom het en toe het Manie sy voete vinnig gevind en dink hy het moeilik gevind om weer dadelik terug te kom in die span en ek dink toe het hulle hom begin van die ander unies begin uittrek. Ek dink daai was verseker 'n momentum wat hy verloor het, met 'n ernstige kniebesering. So jy het meeste daar maar so 'n bietjie geluk en genade nodig, maar ek was verbaas dat hulle vir Liam Koen nie 'n bietjie meer speelkans gegee het nie. Weet dit is 'n SA onder 20 speler.
Hy's ek het hom hy het ook by Pelgrim gespeel, maar hy's links, hy het 'n skoppiebal lekker ver, hy skop goed. Ek dink hy kan albei speel, hy kan aanvallend speel, hy's groot genoeg vir daai kanaal verdediging. So ek het eintlik gedink dat hy sal 'n kans kry, weet as hy is onder 20 loskakel gewees. So maar dit is asof hy net nie daai deurbraak veral onder Jake White. Met hy op stadiums daar geoefen, hy was so op 'n stadium in die Karibeker span in die 23, maar net nie daai deurbraak gekry nie, maar nou sy Griek was toe, maar ja, ek dink dis moeilik as jy nog vir Pollard het en jy het vir Kate Waliter en Johannes doen ook goed, dan is jy eintlik het jy 3 goeie loskakels. Ja, nee, ek hoor jou. Ja, dit is my vreemd. Right, die span wat gekies is, niks buitengewoons nie. Ek dink is 'n redelike sterk span. Wat dink jy? Dink jy ek weet glad nie wat die Lions gaan doen nie. Die Lions is natuurlik onderste bo, agterste voor en die mekaar. Dinge loop nie lekker daar op Ellis Park nie. Nog nie hoofborg nie, hulle het nie borg vir die stadion nie. Almal sê ja, hulle het baie planne Januarie maand voor die groot aankondigings gemaak, maar dit lyk nie vir my goed nie. Ek verwag 'n redelike eensydige wedstryd, wat dink jy? Ja, dis moeilik om op Loftus te gaan speel daai wedstryde. En ek dink die Bulls gaan reg wees vir daai, né? Franco Horn het gesê dat hulle is baie gereed vir hom. Lions gaan nie slegte span hê nie. Maar ja, die feit dat Kate Waliter daar weg is, ek dink eintlik Edward van der Merwe se weggaan was my amper die grootste vraagteken van wat daar aangaan in die franchise. As jy so spelers verloor, wil juis daai spelers wat nou baie goed is behou. So hulle sit eintlik maar net met 2 Springbokke nou. In Tlakanje en Krappies van der Berg. Ja. So dit is moeilik om ook van 'n afstand af nou presies te weet wat alles daar in gange gebeur, maar hulle uitslaa was nie goed nie. So dit praat baie hard en daar was 'n stadium verlede jaar wat hulle lekker bymekaar getrek het en goed gedoen het, maar toe het hulle momentum verloor. So moeilik om te sê wat op Loftus kan gebeur. Maar dis asof hulle vir daai Jekskei derby altyd so klein bietjie meer opdag. So ek dink dis nie 'n maklike idee. Hulle ken die Hoëveld, hulle ry maar net so entjie dan as hulle by Loftus, so daar's nie lugdruk dinge wat hulle gaan plan nie. Dit is nie 'n vreemde omgewing, daar's nie vliegtye wat vlieg nie. So dit maak dit so effens makliker. So ek dink die Bulls vir my is nog steeds die gunsteling. Hulle is 'n sterk pak voorspelers, baie lekker agterspelers. Ek hou van 'n agterlyn, weet Jan Serfontein wat ook daar is en de Klerk en Stravino Jacobs is lekker agterspelers. So ek dink dit gaan 'n aanvallende agterlyn. Lekker tyd van die dag wat hulle ook speel. So baie sonskyn gaan aanvallende rugby wees. So ek dink die Bulls gaan genoeg balle kry. Daai voorspelers gaan verseker genoeg balle gee om te wen. Dit is eintlik ironies om te dink is maar in die hele vaste 5 van die Bulls wat Saterdag teen Wallis speel. Behalwe klein. So dit wys jy die diepte wat die Bulls het, as jy dink dit is die geval. Ja, Willem Straat het vandag gesê die Bulle die meeste Springbokke in daai span. Maar terwyl ons praat van Springbokke en knie, Elrich Lou maak sy terugkeer. Almal het nog gegee by Januarie, Februarie terugkom. Hy is om 'n nou terug. 10 maande omtrent presies en weer eens teen die Lions. Hy het seker gered teen die Lions en hy maak sy terugkeer teen die Lions. So kom ons hou duim vas. Elrich dink ek is 'n baie belangrike speler vir die Bokke as ons vorentoe gaan. Ons het gesien hoe is die reg diepte op 18. Ja, en Rassie Erasmus het hom die keer wat hy hom kon kies, het hy hom gekies. So ek dink hy's 'n briljante speler, 'n speler wat kan 7 en 8 speel. So hy's baie werd vir jou. Tipiese lekker wat jy oor die voorvoet bal kry, lekker fisies. Hy's 'n man wat die tikskoppies vat op 'n 5-tree tikskoppie van die doellyn af. So hy's moeilik om te keer. 'n lekker speler. Ek hoop die knie is lastig, maar flanke kan nog wegkom daarmee. Dis baie keer moeiliker as 'n Cheslin Colby so tipe kniebesering het, dan beïnvloed dit sy spoed net te veel waarskynlik, maar ek dink hulle sal aan hom gewerk het. Mens moet hom net ordentlike tyd gegee het. Ek dink die mediese span sal kundig genoeg wees om dit te gedoen het. Weet baie keer kom ouens vinniger terug as wat hulle gedink het, maar baie keer voel dit vir my as hy reg is, dan gee hom nog 2 weke, laat jy net seker maak. So ek hoop nie dit is te naby ene dat hy nou net reg was nou dadelik in die groep is nie. Ek seker die mediese span so mooi daarna gekyk het, veral met Hannekom wat nou ook met 'n hamstring van die duispier nou ook nog langer uit is. So ja, met die terugkeer, dit is maar sielkundig is maar meer die groot uitdaging dink ek. Weet as jy nou
met Konrad Jantjies het bestaan en sy been gebreek. Ek het met hom 'n gesprek, of was 'n stilletjie met 'n gesprek en hoe moeilik dit is en ek so kundig as jy nou 'n been gebreek het en nou jy weer terugkom. Dit is maar nie jou kop nog so 'n bietjie vir 'n tydjie. So ek dink hy's like nie, maar net so ekstra verbande gee en maar net in die moeilikheid het bly na eerste wedstryd. Wel, ek moet sê ek gaan Saterdag op Loftus wees. Ek sien baie uit en ek was baie lanklaas daar. Ek mis dit. Ek bedoel nou met die Springbokke wat gespeel het en alles. So regtig iets om nou uit te sien wie die bulle was oor see gewees en so sien julle Saterdag op Loftus mense. Nou ja. So warm dag so daai skuifvensters in die media deel heeltemal oop skuif Saterdag. O ja nee, ek kan weer die musiek hoor, Sweet Caroline. Dat is kan ek kan hoor dink nie. Maar nou ja. Dit voel ek wat daai. Maar nou ja. Kom ons praat oor die Springbokke. Die bulle, die bakkie-bulle almal bokke en dit is omtrent wat gebeur Saterdag as jy my vra. Ek het nog geweet wat gaan Rassie kies? Wie gaan hy kies? Ek het op stadium begin spot, hulle gaan die busbestuurder en die bagasiedraer en die spanbestuurder kies en dalk verdwyn Vermeulen, jy weet nooit nie en daar het hulle vraggies span wat die enigste vraagteken wat ek het is Zachary Porter op loskop. Anders kan ek geen fout vind met daai span nie. Wat dink jy? Ja, ek is baie verbaas oor daai ene want hulle sit met Dinchu wat oorstommers of wat is. Hy's beseer. Okay. Ja, dan is vreemd. Dan sit seker maar net beskikbaarheid nou. Dan sit nou maar iemand moet nou daai rol vertolk. So dit is nie ideaal nie. Ek was nie onder indruk dat hy so veelsidig is dat hy albei kante kan skram op toetsvlak nie. So maar kyk, die een voordeel vir hom is as hy opgaan dan skram hy teen Kieran Asante. Ek dink Asante, hy het so 15 toetse wat hy gespeel het. So hy's nie die mees ervare dit nie. Ek dink Christian Coleman is die ander een van die Dragons wat sy debuut maak. So die twee stutte wat opkom vir Wallis is relatief onervare. So dit is miskien 'n skrale troos in terme daarvan. Maar dit is 'n baie gespesialiseerde, dis nie almal wat kan links en regs of loskop vaskop skram nie. Daar's baie min. Trevor en Jekani kon dit doen. Eintlik kan Thomas dit twee ook doen, maar nou op vaskop begin fokus, maar nie almal kan albei kante toe gaan nie. So ja, dis die een area. Die ander area vir my is nie 'n groot uitdaging nie, maar dit is mens kan wegkom daarmee Saterdag is Damian Delende op 13. En hy is maar uit die hart van die saak 'n 12 by uitstek. Ook groter. Hy's nie stadig nie, maar hy's verseker ook nie vlugvoetig nie. So jy maar daar gaan baie voorvoetbal wees. So ek dink hy gaan genoeg spasie en momente met dit om dit te kan hanteer. Verdediging partykeer is moeiliker as jy dit nie gewoond is op 13 nie, maar ek dink nie die vroeë aanduidings is dat Wallis nie soveel vrae gaan vra op daai 13 kanaal as wat hulle 5 jaar terug gedoen het nie. So as maar kyk, ek is ook sê het ook maar half gereserveerd, maar ek wil nie aanneem dat die Springbokke hulle nou gaan oordonder en net met 50, 60, 70 punte gaan wen, jy moet nog steeds dit gaan doen. Maar die span wat opdraf is 'n sterk span. As jy dink hoeveel spelers is nie beskikbaar nie en jy kyk en dan kan jy dink jy amper nou waar is hulle nou regtig verswak, want dit voel vir my amper die voorspelers, jy kan vir Max en Pieter Steff gaan jy moeilik vervang, so ja, daar's jy swakker, maar dis ook vir my effens swakker, is ook nie radikaal nie. Ek dink nie Mostert kan terugstaan nie en dink Grobler doen baie goed en verder is dit 'n topspan. Ervare manne reg deur, so 'n sterk span, maar ek dink daai loskop situasie vir Potter is maar beskikbaarheid. Dat sit maar die kalf is in die put. Ek sien verbaas wees as Gerard Steenkamp aanhou speel nie. En jy weet Boston kom dalk op vaskop of enigiets weer ken vir Rassie. Hy het altyd 'n strek op in sy mou. Maar kom ons praat gou oor daai domme 13. Ek sou gewonder het of hulle dalk vir Moody op 13 moet speel. Hy het al saam met Esterhuizen gespeel. En sit hom maar vir hy met Delende op vleuel. Jy weet. Dis nie asof hy nie dit kan doen nie. En dis nie, ek dink om van vleuel af senter te skuif is moeiliker as om van senter af vleuel te skuif. Ek dink dit sou vir my meer sin gemaak het. Ja, ek sal hom al liewer in die senter gehou het vir Damian Delende. Ek kan my amper indink om hom op die vleuel te sien nie. Ek nou op 13 sal ek vir Damian Delende verseker speel nog. Ek is nie seker of hy op vleuel, hy kan seker hanteer in so 'n wedstryd, maar ek sal hom verseker nou nie teen die ja, verstaan, maar dis hierdie wedstryd in Wallis. Nou dis hulle tweede, derde, vierde span. Jy weet, dis nou nie asof dit die All Blacks is. Ja, daar kan jy maar ek het gehou van Ethan Hooker en van
Moody. Kynaan Moody ook as 'n 12 en 13. Weet hulle kon vir Damian Willemse ook 12 verkies het en vir Moody 13. Ek dink Damian Willemse 12 en Kynaan Moody 13 sal ook 'n baie lekker kombinasie wees. Ja, maar dan wat jy heel agter. Ja, dan jy kan Kwagga kan daar gaan speel terwyl hy in Sweden is. O ja, Kwagga kan heel agter speel. Dankie Ari, dis 'n goeie een. Hy gaan erns iemand gaan met agterloop speel van daai voorspelers want as almal gesond bly. As almal gesond bly dan sit dit reg, maar op 'n 7-1 gaan erns as iemand 'n bietjie van 'n stamp kry dan moet Kwagga moet opgaan. So hy sal seker gaan vleuel speel erns. So tensy hulle dan nou vir Reindag vleuel speel of so iets of 'n krappie of terwyl daai situasie op is, maar daar's 'n goeie kans dat Kwagga aan die agterlyn gaan eindig Saterdag. Maar ja, ek dink wat vir my lekker is net op Kynaan Moody. Ek het van hom gehou op 13 en hy die afgelope paar wedstryde het hy vir my van die beste rugby van die manne gespeel. Weet hy was goed onder die balle, die skopballe aanvallend was hy briljant. Daai 3 wat ons gedruk het in Ierland met sy voetwerk wat hy daai Australiër wat vir Italië speel Lynagh getrap het. Dis is briljant geweest. So hy speel baie goed en ons het vroeër ook daarvan gepraat. Hy was hele skoolloopbaan was hy 'n 13 en blykbaar was Ethan Hooker ook 'n 12 meestal. Ja. Maar die tye het bietjie verander. So ek dink Ethan Hooker het sy voete nou redelik gevind op vleuel en buitesenter dalk as hy kan binne senter seker ook speel. Maar Moody is lekker om te weet jy het iemand wat 13 kan speel en vleuel kan speel. Ek kan nie onthou of hy al op heelagter geprobeer is nie. Het hy by die Bulls al daar gespeel? Ek praat ook korreksie, maar ek dink hy het al 1 of 2 keer, maar ek is nie 100% seker. Ek moet eerlikwaar sê, my geheel laat by die steek so laat in die aand. Maar ja, ek weet nie, ek dink dit is daai kans wat ek dink ou soos Alende sou gewerk het op die vleuel. Maar nou ja, ek hoor dit jy sê. Die punt is net ek het vanoggend het Hugh Griffin vir my so vinnige videoetjie gestuur al wat sy megafoon is net 2 minute lank, maar dit was uitgeëindig met We are scared. Dit is vir hom 'n baie intimiderende span. Hy sê elke speler in die agterlyn behalwe Morne van der Berg het al op senter gespeel op 'n toetsvlak. Jy weet, so dis 'n interessante span daai. Net vinnig oor Wallis wat Hugh Griffin Strand vir my gesê het was hulle agterlyn, die bank en die beginspan. 4 van die agterlyn spelers is 10s, loskakels. Die nommer 10 is 'n 10, die nommer 12 is 'n 10. Die nommer 22 is 'n 10 en die nommer 23 is 'n 10. Nou wonder ek wat is die gedagte daar en blykbaar sê die mense van my Steve Tanny wat wel as 'n nuwe afrigter is baie 'n rassie tipe afrigter. Ou wat bietjie uit die boks uit dink, ou wat bietjie onkonvensioneel is. Ek verwag wel eens gaan met een van hulle streek voor 'n dag kom. Hulle het laasweek 3 of 4-3 gedruk in die All Blacks. Ek bedoel en dit was wel hulle beste span. Ek verstaan dit, maar die feit van die saak is hulle gaan nie net lê en sê krap my maag nie. Weet, hulle gaan 'n punt wil bewys. Ja, jou beste motivering is nou so 'n wedstryd en dat almal jou eintlik maar afskryf en sê daar's nie 'n manier nie. So weet jy gaan met durf soos ons praat in Suid-Afrika van volk en vaderland, so as jy vir daai uitdraf gaan jou entjie vat. Ek is ligtig vir hierdie tipe wedstryde want jy daai wat jy nou veronderstel is om so ver te wen en dan sukkel jy. Maar is die baie teams nie maar ook 'n geval van hulle is net baie dun op beskikbaarheid van spelers nie. Ja, moontlik ja, maar daar's niemand oor nie. Ja, want hulle het self 13-14 spelers wat terug is na franchises. Die vleuel wat daai baie breed in die All Blacks gedruk het is ook beseer. So hulle is verseker ook 'n bietjie op bepaald dinner. Daar's 'n hele klomp spelers wat baie min toetse gespeel het. So maar ek dink hulle gaan voorlangs swaar kry en weer onthou daar gaan nog as jy kyk daai reserves wat ook nog opkom, weet jy het vir Dixon, jy het vir Van Staden wat opkom, Eben Etzebeth op 'n stadium ook. Bongi sal wys wat hy wil kan doen. As ek kyk hoe gaan hulle met die stitte maak, maar Kwagga is altyd Kwagga as 'n opkom. So as daai ouens effens swaar kry voorlangs en hulle moet baie duikslae uitoefen, dis gewoon ek dink, maar as jy 'n hoë persentasie duikslae jy oorleef nog vir so 40 minute, miskien nie tot by 50 minute met 'n hoë persentasie wat jy moet verdedig, maar dan eers dan breek hy damwal. En as daai vasmanne opkom, so dis hulle risiko. So dis 'n span, onthou die Springbok span in geheel, want hulle het maar baie van die spelers in al die wedstryde in elk geval gebruik.
Sasha en Damian en Eben hulle en alle manne is in elk geval in al die wedstryde gewees. Dis 'n span wat 43 punte teen die All Blacks se beste in Wellington aangeteken het. Dis 'n span wat met 14 spelers meer as 30 punte aangeteken het in Parys. So hierdie is 'n aanvallende span met Sasha op 10 ook. So dis 'n span wat wil speel. So Wallis sal 'n keer moet ken. So ek kan nou nie sê as dit gaan 50, 60, 87 raak nie, maar as hy een wedstryd is wat kan losrafel, dan is dit hierdie ene. So Wallis sal moet versigtig wees. Wallis hulle voor swaar kry en baie strafskoppe is, dan gaan hy bokke daar hardloop. Dis verseker. 100 punte, ek sê nou vir jou. Die bokke gaan 100 punte aanteken. Dis baie moontlik en 'n mens wil eintlik nou nie terwyl van rugby en al daai dinge nou nie, ek gaan nie maar het al was dit in hulle of teen Italië, daar was 101 gewees op 'n stadion Italië, op Italië, ja. Italië. Ja, so dit het al gebeur, en dit kan maklik gebeur, weet jy is net nie verkeerde kant van in die tweede helfte van 'n paar dinge en dan 7 maal 4 is vinnig 28, so jy druk vinnig 4-3 en dan is dit sulke tyd, maar ja, ek dink die Springbokke sal rassiese instruksies sal ook wees is respekteer die manne, weet aanvaar dat hulle gaan gemotiveerd wees, aanvaar dat hulle stoetspelers, jy sal moet skram en jy sal moet wat jy wil hê jy moet verdien. So ek dink hulle sal met daai, maar hulle sal weet, hulle sal die heel week hoor jy moenie aanneem hierdie ouens is swakkie. Hulle moet voorberei as die ouens is topklas en kom met alles wat hulle het. En dit is ook wat hulle gesê het, al die spelers in die media, as julle gehoor het ook, almal het dit gesê. Almal het gesê oor ons weet hierdie ouens gaan gemotiveerd wees. So dis maar die benadering wat jy moet hê. Maar gewis is dit 'n span wat jou kan seermaak. Die Springbok nou. Ja, dis eintlik 'n baie goeie punt wat jy maak. Want hy laat teen Wallis, die eindste toe Cameron aankom sy debuut gemaak het. Ek dink op 7. Dit was 'n bietjie van 'n getrommel geweest. Ons kon nooit regtig in die gang kom nie. Onthou jy, dis altyd teen 'n span wat jy eintlik soort van wat so weet verdiepings onder jou is in terme van hoe goed hulle is. Dis asof jy half afgetrek word na hulle vlak toe amper, is dit nie? Ja, en jy moet die ander faktor is dat hang af vir die skeieregter, dit blaas ook MW want dis nie dat die ouens nou negatief speel nie, maar jy kan 'n bietjie van 'n spoiling game speel, weet by die afbreekpunte, jy kan 'n bietjie vlakker in jou verdediging, jy kan effens meer negatief speel as ek daai woord moet gebruik. So as die skeieregter hulle nie hard blaas daarvoor nie sê maar hulle is op die afbreekpunte besig om te sê maar die bal stadig te maak nie en buite die reëls te speel en te kruip op die verdediging nie, dan dan raak dit 'n lang dag, maar so ja, nee, ek het al baie van my games wedstryde gesien. Jy ook. Ek dink jy speel teen iemand dan jy is veronderstel om te wen en jy kry dit net nie gewen nie, weet jy begin al, jy kom by 'n stadion aan en jy wil nou hier so hardloop rugby sien, jy wil sien hoe gaan hulle nou 50 punte aanteken en dan is dit rustyd, is dit 12-7 en dan weet jy nie wat gebeur het nie. So ons het dit almal al gesien. So ja, ek dink hulle sal met hulle beste manier is net speel asof respekteer hierdie ouens asof hulle een van die wêreld se topspanne is en dan speel jy ook op jou beste. Anders raak dit ook net 'n rondgooi nie. Ons het dit ook al gesien, dan raak dit amper touch rugby. Weet jy probeer goed en dan lyk dit amper embarrassing as ek 'n Engelse woord kan gebruik. Jy moet daai video kyk wat ek en Andre gemaak het vanmiddag en ek het hom gevra, hoekom kon ons die punte aanteken teen 12 man nie? En toe sê hy vir my ek wil net te veel van die video weggee nie, maar dit was so interessant geweest wat Andre vir ons verduidelik wat Rassie se plan was. Hoekom hulle nie aan mekaar gehardloop het nie. Nou toe het hy nou teruggewys na Jake White toe ook, wat nie gehardloop het nie. En dit is John Robbie dit ook vir my dieselfde ding gesê, dat toe die 2007 eindstryd, weet hulle Engeland 36-0 gewen in die eerste ronde, en toe hulle in die eindstryd, toe almal gedog hulle gaan baljaar teen die Engelse, en inteendeel hulle teruggegaan na baie meer konservatiewe spel toe, en dis eintlik wat 'n ou moet oppas voor, as jy begin rondhardloop en balle rondgooi, en ander het vanmiddag vir my gewys, daai lang aangee, hoeveel druk dit op die mense plaas, wat hulle nie eintlik dit moet doen nie. So die Springbokke moet maar net nie hierdie span onderskat nie, al is hulle weet, as 'n paar mense wat hierdie naweek vir my op sosiale media gesê het, ons skolespanne is beter as hierdie span, jy weet. Dit is maar 'n bietjie arrogant, dink jy nie? Ek dink jy ons met hierdie ouens onderskat nie. Ek dink dit gaan nie 'n wonderlike wedstryd wees nie, maar dit gaan definitief nog steeds 'n toetswedstryd wees. Gee dit krediet waar toe kom. Ja.
Ja, en 'n nuwe afrigter ook daar MW en is 'n trotse nasie, so hulle het sleg doen in die afgelope 2 jaar. Ek weet hulle het net vir Japan 2 keer gewen, dis al wat hulle gewen het in 2 jaar. So dit is waar. Dit was nie altyd net ver verloor nie. Daar was van die wedstryde wat naby was. Maar dis trots. Weet Wallis is altyd ons het vir baie jare baie gesukkel, tot onlangs baie met hulle gesukkel. En dit was nooit maklik val daar by hulle nie. Hulle verdedig altyd goed, is fisies hard. Ek dink Dwayne Vermeulen, ek dink as Dwayne Vermeulen het ook gesê dat van sy hardste wedstryde is teen die Wallisers gewees altyd. So ek dink daai ons is trots. Hulle gaan kom en hulle gaan in daai try speel en dit gaan hulle is ook nie lus om verneder te word nie. So ja, so ek dink dit gaan en dis wat jy wil hê. Weet as jy nou dan wen, dan moet jy verdien om te wen. Jy's ook 'n span wat regtig nou net terugsit en sê maar ons is Wallis rugby is nou daarmee nie. Ek dink hulle is in 'n proses dat en dit kom van die afrigter af dat hulle probeer 'n span bou wat hulle weer in daai top 8 in die wêreld kan kry. So dit is waar hulle eintlik maar hoort. Wel, ek het baie met Hugh Griffin gepraat die laaste tyd en daar's groot drama aan Wallis. Hulle wil hulle spanne verminder aanvanklik van 4 na 2 toe verminder het. Nou het hulle besluit dalk net na 3 toe. Jy weet hulle kan die kaartjies nie weggee nie. Hulle moes 15000 kaartjies weggee vir die wedstryd teen die All Blacks. Het sulke die mense hulle is besig om die ondersteuningsbasis te verloor. So dis meer 'n kwessie, meer is net 'n nuwe afrigter. Daar's groot probleme in Wallis. En dit is eintlik 'n tragiese dag wees as hulle nie meer daar is nie amper. En daar's eintlik altyd 'n baie goeie kans vir. Hoekom moes hulle so baie spelers afstaan? Want in die ou dae het al die Wallisers in Wallis gespeel. Nou speel baie van hulle vir die Engelse Premierliga of ander plekke en dan mag hulle nie gekies word nie. En dis hoekom daar so 'n groot gaping is tussen hulle eerste span wat laasweek kon speel met hulle nou hierdie week moet kies want daai spelers kan nie speel nie want hulle speel vir Bristol en weet al daai ouens. So dis 'n probleem. Wallis het moeilikheid hoor. Ek sê hoop maar hulle oorleef dit. Ja, en jou toets daar is jou franchises of jou sê maar jou professionele spanne. En dit as hulle tydjie weet ek in die Ospreys die Scarlets en wat sê aan in die Dragons en almal vat en hulle is nooit in uitspele nie. So hulle is nooit in daai top 8 nie. In die Verenigde Rugby Kampioenskap nie. So as jy nie daar is nie dan is dit ook tekend weet jy kies nou 'n span het daai ouens wat eintlik nou maar in die tweede helfte van die Verenigde Rugby Kampioenskap presteer het. So dit draak ook vir jou 'n lastige ene. So maar ek dink maar ja, Saterdag ek is opgewonde genoeg dat dit 'n harde stryd aanvanklik gaan wees, maar ek dink die ding gaan los af. Ek dink ons gaan hulle tog nog voor maar redelik onder druk sit en dat daai gate net te veel gaan raak veral in die tweede helfte. Een ding wat my bietjie pla. En ek weet ons het net van oorskeidsregter te praat, maar hierdie skeieregter naweek se naam is Luke Ramos. Nou as jy al ooit gehoor het van hom, baie geluk, ek het nog nooit gehoor van hom nie. Franse skeieregter. Nou ja, ons is nie groot vriende met die Franse nie. Nou onthou my daai Bismarck te plesier rooi kaart en hulle het maar 'n vreemde manier van blaas en hulle het ook weet ek weet nie. Ek dink dit kan ook vir ons 'n probleem is. Die ou laasweek Matthew Carley het Engelse skeieregter het goed gedoen met die scrums. Ek weet nie wat hierdie Franse ou gaan doen nie. Rassie het natuurlik 'n huiswerk gedoen, ek seker daarvan, maar die punt is net hy's 'n onbekende faktor. Gaan hy die scrums beloon vir dominansie? Gaan hy die spel laat gaan? Weet hoe gaan hy die spel blaas? Eintlik jammer dat die skeieregter so groot invloed het, is dit nie? Ja, dit het 'n groot invloed en ek dink na die Ierland wedstryd is daar groter fokus daarop en na daai rooi kaart wat ook gegee is daar groot fokus op die skeieregters. Dit was maar nog altyd, die skeieregters is maar in die spervuur, maar hulle ontleed hulle verseker baie goed, so ek dink hulle is baie bewus van hoe hy blaas en hulle kyk dan na amper meer as wat hulle kyk na die oppositie se spel baie keer. So hulle moet verstaan wat daar aangaan, maar elkeen het maar so op 'n manier is veronderstel om die reëls te blaas, maar daar is maar van die skeieregters wat 'n ander manier het. Ek dink die een ding wat ek nie van hou nie, wat ek nog steeds hoor is daai die waarskuwende skeieregterspel, bedoelende jy sal baie keer kry, dan hoor jy dit op die oor van hulle sê number 6 release, dan sê hulle derde keer number 6 release, dan release hy. Maar hy moes al lank hulle strafskop gegee het van die ou release nie. So dit is daar waarskuwende coaching, hulle doen coaching. Ja, die coaching referring en so dit sien jy baie en jy hoor dit ook baie weet en dan iemand weet jy moet wegrol of kom onside of so en so hy waarsku die manne baie. So hang af hoe hy dit sien, maar die groot ding vir Saterdag gaan wees oor die afbreekpunte en of hy die Wallis gaan toelaat om so bietjie meer vir ons te spoil.
bietjie vlak te lê op die verdediging en hoe hulle die scrums gaan hanteer. So ek dink die ouens wat begin scrum, dat Gareth Thomas het al 42 toetse gespeel, so dat, ek dink hy speel loskop, so hy gaan nie, Wilco gaan hom waarskynlik onder druk sit, maar hy was al daar, weet, hy het 6 nasies al baie gespeel, hy is ervare, so dis nie hierdie span wat, of die Gareth Thomas wat opdraf op nummer 1 is ten minste ordentlike loskop. So ek dink hulle het 'n paar manne wat nie te sleg is nie. Ek dink weet jy ander man, Danny Southfork, ek kan nie almal onthou nie, maar hulle het daar ook 'n paar spelers verloor ongelukkig, en jou scrums is maar baie belangrik. Maar weet Gareth Thomas is ten minste, Gareth Thomas en Kieran Asarati, ja, hy is die ander, hy het 15 toetse gespeel, hy speel vaskop. So, dis nie sleg nie, maar hulle gaan maar onder druk wees. Dis Danny Self-Worth. Dis 'n goeie naam, Self-Worth. Hy dink baie hy is Self-Worth. Anyway, gisterand het Hugh Griffin vir my lekker les gegee hoe om Dowie lyk. Dowie lyk sy naam uit te spreek, want ek dog is Dowie lyk. Oh, Dowie. Dis Dowie soos 'n egg. Hy sê vir my Dowie soos 'n egg. So waar kom die E in? Ek bedoel, nee, sê dis Dowie. En ek moes dit 'n paar keer gee, toe gooi ek vir my Afrikaanse woord. Het jy gesê die term wat ek gisterand geleer het is lam ter slagting. Dit is nou wat alles gaan wees, wat as jy my vra die naweek, dit gaan 'n slagting wees. Maar nou ja, ek wil nou nie vooruitloop nie. Kom ons kyk. Dankie. Sien uit daarna. Wat dink jy, hoe ver dink jy gaan ons Springbokke wen? Dit is altyd moeilik, nee, en weer ek dink dit gaan maar 'n groot telling punteverskil wees. Dit gaan ten minste 40 of 50 punte wees. So ek sê, as Wallis die ding by mekaar kan hou, maar dis nou bloot gereken op wat nie, maar so nie vorige wedstryde gebeur het, en ja, ek sou gaan dan eerder vir 40, sê maar 40 punte verskil. So, wat ek eintlik maar sê is, ek dink die Springbokke gaan wen, so, dis nog interessant wees as hulle nou moet staan op verloor Saterdag, dan gaan ons die program af van die lig af moet haal. Môre soek almal matrasie afgedank word. Dit sal nooit gebeur nie, ek trek se my op jy. Ek weet vinnig iets gevra wat ek in die begin wou gevra het wat ek al vergeet het van. Hierdie Springbokke wat in hierdie span gespeel het, as ouens so Sasha en wat week na week gespeel het. Weet, hulle moet al redelik moeg wees. Wedstryd moeg lank van die huis af weg. Volgende week is dit die Kampioenebeker wat begin. Jy weet, as nie Paluca span het wie hulle moet speel nie, en ek wonder wat se effek dit gaan hê op hierdie spelers. Hulle gaan nie 'n ruskans kry nie. Of wat is die reël met betrekking tot ruskans vir die Springbokke wat hulle terugkeer maak? Want dit is baie lank toer, baie langer as gewoonlik. Ja, hulle daai minute het hulle elke minuut het hulle neergeskryf plus die sekondes, so ras jy weet presies wie wat gespeel en hulle sal met rus. Dit gaan ook ergens die Stormers tref, want dit was nou lekker dat Reinach en Sasha nou so baie saam gespeel het. Maar ergens gaan hulle ook sê maar hulle moet nou rus. So dit gaan dalk 'n nadeel ook ergens sê, maar ek dink Sasha is nog jonk genoeg om elke naweek te wil speel en te kan herstel, en so hy lyk dan relatief gesond en fiks. Miskien vir Reinach en die manne wat al bietjie ouer is, kan dit dalk so 'n bietjie harder op die bene begin raak. Hulle sal hom beter moet begin bestuur. Maar hulle kyk fyn na daai minute, so ek dink hulle sal presies weet wat hulle vir die Unie sê en wie moet waar speel, maar harde rugby wat nou kom. Weet, die toetsrugby is hard, maar die Europese rugby voel vir my amper harder partykeer as jy vir jou provinsiale span speel. Ja, maar Arie, so dit is hulle speel nou aan mekaar. Hulle speel aan mekaar. Hulle sê net na Kersfees in die Billig gespeel, dis 'n uitstel na Maart maand toe. Dis 'n week wat hulle af het. Dan sit URC, dan sit Kampioenebeker, dan sit URC, dan sit 6 nasies wat ons daar kan ons daar 'n bietjie van 'n breek vat, dat ek nou daaraan dink. Maar dan die naweek na die URC se eindstryd begin die nasies kampioen die nuwe ding. Wat is in Engeland en Wallis en alles hier in Suid-Afrika gaan speel. Dis onmiddellik. En daarna kom die All Blacks en dan jy weet, dan sit dis al voor. Ek weet nie hoe ons kan hou nie. Nee, is reg, dit is te volgepak. So hulle sal moet roteer. Jy moet dis waarom jy groter spanne moet hê. Jy moet 30-40 spelers hê wat jy kan gebruik. So ja, jy's reg. Jy gaan nie daai spelers aan een kan speel nie. Jy gaan verseker nie daai voorspelers nie, weet, agterspeler kan nog so klein bietjie hier en daar wegkom met 'n vleuel en 'n heel agter. Maar van die flanke ja, Pieter Steff is nou speel nie in Suid-Afrika nie, maar Siya Kolisi het ook relatief min gespeel eintlik as gevolg van die kaarte. Maar daai voorrye van die Bulle het ook baie rugby gespeel. So Wilco het redelik baie gespeel. Maar ja, dit is ek dink die man wat die meeste gespeel het was amper Roan Nortje. So ek dink Roan Nortje
en Sasha is die twee wat amper vir my die meeste gespeel het. Ek dink Ronald Orke was omtrent in elke span gewees die hele tyd. So dis die manne wat maar dis te veel rugby. Kyk, ek's nou in die Kaap, dink ek is die fokus maar weer eens hulle moet maar hulle sit uit en dan gaan speel almal weer die 3de Januarie. So dit is die fokus, Kaapse fokus is 3de Januarie. Jy moet maar aflieg vir daai ene. Ja, maybe not. Hang of iemand ook vir my vliegtuigkaartjie kan organiseer, weet. Ja, ek was nooit op die stadion nie, né? Ek was nog nooit daar nie. Ja, maar dan is dit 'n goeie een om te kan kyk. Ons sal mooi wees met jou as jy ook nie lelik is met ons nie. Wel as ek nou begin gooi, kan ek dit wel daar wees teen daai tyd. You never know. Dat sal lekker wees. Ja. Dankie Olie. Dis lekker. Dis altyd lekker vrydag. Ja, heerlik. Dis dit elke keer, dankie.